Goeiemôre almal. Dankie vir die goeie aanleiding, Sy. Kom ons bid net saam. Here Jesus, ons het gesing, dit het uit ons harte uitgekom, en het gaan oor U. This is the air I breathe. Ja, dankie dat U is, U is. Dat U doen wat U gesê het, U gaan doen. En ons is, die U gesê het, ons is. Mag dit wees dat U vanmôre deur die Gees tot elke hart en lewe sal spreek, en dat ons sal hoor wat die Gees aan die gemeente wil sê. Amen. Ek wil met jou deel vanmôre, dit is maar, ek ben Pinkster was nou verlede Sondag gewees, en nou het met ons gedeel, die woordag van die kerk, en wat Pinkster bedoel, wat beteken, en wat het vir ons beteken, en alles daarmee saam, en ek wil so 'n bietjie meer uitbrei rondom daai gedagte. En ek wil nie saam met blaai na Matteus 3. Matteus 3 waar dit vir ons die inleiding gee oor Johannes die Doper se bediening, en hoe hy sy bediening begin het en die inleiding gegee het, en daardie transisie van die een dispensasie na 'n ander dispensasie, van die wet na die werk van die Heilige Gees. Is hy heeltemal 'n nuwe dispensasie, en ek en jy in lewe vandag. Ons leef vir die tyd van die Heilige Gees, nie meer in die wet nie. En ons Here is so dankbaar daarvoor. Amen. Matteus 3. En in daardie dae Johannes die Doper opgetree en in die woestyn van Judea en gepreek en gesê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom. Want dit is hy van wie die profeet Jesaja gespreek het, hy gesê het, die stem van die een wat roep in die woestyn, berei die weg van die Here, maak sy paaie reg uit. En hy, Johannes, het 'n kleed gedra van kameelhare en 'n leergord om sy heupe. En sy voedsel was sprinkane en wilde heuning. En Jerusalem en hele Judea en hele omtrek van die Jordaan en uitgegaan na hom toe. En hulle is deur hom in die Jordaan gedoop met belydenis van hulle sondes. Maar toe hy baie van die Fariseërs en die Sadduseërs na sy doop sien kom, sê hy vir hulle ander geslag, wie het julle aangewys om te vlug vir die toren wat aan die kom is? Dra dan vrugte wat by die bekering pas. En moenie dink dat om by julle self te sê, ons het Abraham as vader nie. Want ek sê vir julle, dat God mag het, om uit hierdie klippe, kinders vir Abraham op te wek. Maar die byl lê ook al teen die wortel van die bome. Elke boom wat geen goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. Ek doop julle wel met water tot bekering, maar hy wat na my kom is sterker as ek, wie se skoene ek nie waardig is om aan te dra nie. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Sy skop is in sy hand, en hy sal sy dorsvloer deur en deur skoonmaak, en sy koring in die skuur saambring, maar die kaf sal hy met onuitblusselike vuur verbrand. 'n verskynsel in ons dae is dat die kerk van Jesus Christus wêreldwyd asem ophou van wat besig is om te gebeur in ons wêreld. Vir die volgende vraag wat dalk gaan tref. Is dit die wederkoms van Christus? Is dit die openbaarmaking van die Antichrist? Wat is besig om te gebeur in ons wêreld? Waarvoor moet ons onsself voorberei? Ek wil vir Paulus aanhaal daar in Romeine 8, as jy so toe wil blaai, Romeine 8 daarvan na vers 18. Want ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid
wat aan ons geopenbaar sal word nie. Want die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God. Want die skepping is aan die nietigheid onderworpe, nie gewillig nie, maar ter wille van hom wat het onderwerp het, in die hoop dat ook die skepping self vrygemaak sal word van die slaverny, van die verganklikheid, tot vryheid van die heerlikheid van die kinders van God. Want ons weet, dat die hele skepping tesame sug en tesame in barensnood is tot nou toe. Nie alleen dit nie, maar ons self ook, wat die eerste ding van die Gees het. Ons sug ook in onsself in afwagting van die aanneming tot kinders, naamlik die verlossing van ons liggaam. Want ons is gered in hoop. Maar die hoop wat gesien word is geen hoop nie. Want wat iemand sien, waarom hoop hy dit nog? Maar ons hoop op wat ons nie sien nie. En dan wag ons daarop met volharding. En net so kom ook die Gees ons swakhede te hulp. Want ons weet nie reg wat ons moet bid nie. Maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigting. Ek haal aan die gedeelte daar in Matteus 3, vers 11 spesifiek. Ek doop julle wel met water tot bekering. Maar hy wat na my kom is sterker as ek. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Johannes die Doper in die woestyn gestaan as 'n stem wat mense oproep tot bekering. En sy bediening was belangrik. Hy was net 'n wegwyser. Nie na homself nie, maar na die een wie moes kom. Groter is hy, Jesus Christus. Hy was net daar om die weg aan te wys, maar net wys om 'n nuwe dispensasie vir ons in te lei, van die weg van die wet, na die weg van die Heilige Gees, die werk van die Heilige Gees. Nie die eie pogings nie, nie die pogings van die wet nie, nie die pogings van mense nie, maar die werk van die Heilige Gees. En is my so wonderlik wat die profeet Sagaria gesê het, 4 vers 6, dis nie deur krag of geweld nie, maar deur my Gees, sê die Here. Ons gaan hierdie wêreld nie met krag en geweld wen nie. Ons gaan hierdie wêreld nie met optogte en baniere wen nie, maar deur die Gees van God. Die kerk van Jesus Christus mis hierdie by baie geleenthede. Want ons deur pogings probeer en nie toelaat dat God deur sy Gees werk. Ons wil. Die profete, Jeremia en Jesegiel het beide geprofeteer, waar God gesê het, die wette wat ek vir julle gegee het, kon julle nie hou nie, die verbond wat ek met julle gesluit het, kon julle nie hou nie, maar ek gaan vir julle 'n nuwe wet gee. Ek gaan dit op julle harte skryf en op julle verstand skryf, sodat julle in my insettinge kan wandel. Julle het dit nie met eie pogings reg gekry nie, ek gaan dit nou in julle harte kom doen, sodat julle kan doen wat reg is. Ek doop julle met water, maar Jesus kom om die innerlike mens te verander. Die binnekant van die mens te verander. Ek kan so mooi aantrek soos wat ek wil, maar die binnekant kan dit korrup en verrot wees. Ons kyk nou baie keer na die gedaante van die mens. Maar soos wat God gesê het van Dawid, hy sien die hart. God sien die hart van die mens. Hy weet wat die binnekant aangaan. Ek kan dit vir niemand wegsteek nie. Hy weet. Hy weet baie goed wat die binnekant aangaan. Water kan die liggaam nat maak, maar die Heilige Gees kan die hart kom verander. Bekeer beteken draai weg van jou ou lewe. Stop die ou lewe. Draai weg, draai na hom toe en dra dan vrugte wat daarby pas. Dit wat Johannes die Doper vir ons gesê. Nou doop die Heilige Gees is God se teenwoordigheid in die mens.
Ons het baie keer by vorige geleenthede daaroor gepraat, maar vanmôre net weer eens by bevestig. Johannes se waterdoop was net 'n teken van bekering. 'n Omdraai en 'n nuwe lewe nou volg. Dit was nie genoeg nie, daar moet verandering kom. Daar moet 'n verandering in die hart kom. Die moedige hier vandag is dat filmsterre kan almal tot bekeer, al wat nou Christene. Maar hulle lewens verander nie. Hulle gaan nog voort met hulle booshede, maar hulle is nou Christen. Ek het eendag langs 'n baie bekende sangeres gesit en iemand vra, nou van wanneer begin jy gospel sing? So sê ja, gospel maak baie geld. Daar's geld. Jesus doop met die Heilige Gees. En dit is 'n geestelike werklikheid. Dis nie 'n teologiese stelling nie. Dis nie 'n teorie nie. Dit is 'n werk wat God deur sy Gees kom doen in die harte en in die lewens van mense. Waar die Heilige Gees kom, dan oortuig hy van sonde. Hy kom in en hy oortuig vir jou, dit wat jy lewe, dit wat jy doen, is nie reg nie. Hy oortuig. Dis nie reg nie. Dis verkeerd. Hy bring wedergeboorte mee. Hy maak jou 'n nuwe skepsel. Hy openbaar Christus dan in jou, deur jou lewe aan 'n wêreld daar buite. Hy gee krag vir diens, om diens te lewer, om goede te doen, om God te verheerlik. Hy vorm Christus se karakter in ons. Dis wat die Heilige Gees kom doen. En die groot wonder van die evangelie is nie dat God mense vergewe nie, maar dat hy deur sy Gees kom om sy karakter in die mens te laat om gestalte te kry. Dat hy in en deur ons kan funksioneer in die wêreld. Die wêreld is moeg vir die term Christen. Die wêreld is moeg vir die term julle Christene, julle kerke. Te veel skade is al gedoen omdat goeders aan eie pogings gedoen was en die mense het hulle met hulle eie moraliteit probeer om dinge te verander sonder die krag van die Heilige Gees. Die evangelis het eendag 'n droom gehad. En in sy droom sien hy hoe die duiwel op 'n straathoek staan op 'n kussie en hy preek dat die spoeg. Prediker stap na die duiwel en sê vir hom, jy is besig om skade aan jou koninkryk te verrig. Hoe is dit dat jy die evangelie preek, hier is op die straathoek? Die duiwel sê vir hom, nee. Ek preek dit sonder die Heilige Gees. Sien, jy kan die terminologie gebruik. Maar sonder die Heilige Gees is dit kragteloos. Twee skrifgedeeltes wat vir my ongelooflik belangrik is in 'n tyd soos hierdie waar ons in lewe, Handelinge 1:8. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Hou daai net so 'n bietjie vas. En die ander een is 1 Korintiërs 6 vers 9. Julle liggaam is 'n tempel van die Heilige Gees. God woon nie in geboue nie. Hy woon in 'n liggaam. En so funksioneer die bose ook deur 'n liggaam. Ek kan nie sê dat die botteltjie water is demonies nie, want demone woon nie in 'n botteltjie water nie. Hy soek 'n liggaam om in te funksioneer. Hy kan nie in 'n mikrofoon wees nie, want hy soek 'n liggaam om in te funksioneer. Net so terloops. Die werk van die Heilige Gees is sigbaar. Waar hy werk, kan jy sien daar's 'n verandering. 'n Mens kan nie 'n vuur aansteek en dit ignoreer nie. Jy sien die vuur brand. Dis daar. Die werk van die Heilige Gees is soos 'n vuur wat brand. Hy maak skoon. Hy verander. Hy reinig. Vuur was nog altyd gesimboliseer met die teenwoordigheid van God. Soos die bos wat gebrand het toe Moses daar kom en die bos het nie verteer nie. Dis vuur. God se teenwoordigheid. Hy reinig, maak skoon. En waar die Heilige Gees werk, verander harte. Waar die Heilige Gees werk, verander prioriteite. Waar die Heilige Gees werk, verander mense se taalgebruik. Skielik voel jy nie meer. Hy kraswoorde kom nie meer uit nie. Hy verander verhoudings.
Heilige Gees verander gewoontes. Heilige Gees verander jou hele aanbidding styl. Vyeboom word as hy vrug geken. Nou het ons gesê, Johan het seker lekker vyeboom en hy goed. Maak seker lekker konfyt van sy vyeboom af. En as jy vyeboom sien, dan sê jy, dis 'n vyeboom, dis 'n vyeboom. Jy gaan nie dorings van hom kry nie. En Jesus sê dit vir ons in Lukas 6. Want elke boom word geken aan sy eie vrugte. Van dorings pluk 'n mens nog nie vye nie. En mens sny ook nie druiwe van 'n doringbos nie. Jy sien die vrugte. As ek sê Christen, dan moet ek 'n klein Christus wees. Want dis waar die term vandaan kom. Die vrug van die Gees is 'n bewys van Heilige Gees se werk. Dis die vrug. Ek sien die boom en ek weet wat sy vrugte is aan hom. In Galasiërs 5 sê dit vir ons baie mooi, die vrugte van die Gees. En hy beskryf dit, liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. En nou net verlede vir ons baie duidelik uitgespel. Die grootste bewys dat jy die Gees van God in jou het, is nie altyd dramatische ervaring nie, maar 'n veranderde lewe. Die vrugte is sigbaar. Die bewys dat 'n persoon met die Gees van God vervul is daar moet vrugte wees. Jy moet kan sien. Dit is sigbaar. Liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Moenie die vrugte van die Gees met die gawes verwar nie. Baie mense verwar die gawes. Wat is 'n gawe? Dit is 'n geskenk. As iemand vir iets gee. Iemand gee vir jou iets. Dit is 'n gawe, dit is 'n geskenk. Jy moet die vrugte en die gawes of die geskenk van die Heilige Gees verwar nie. Is twee verskillende werksaamhede van die Heilige Gees. Die bewys dat jy met die Gees van God gevul is, daar moet 'n vrug wees. Dis nie die sprekende taal nie. En as jy met my verskil om gesels met my nou, maar as 'n nuwe modegier wat al die afgelope paar dekades met ons saamlewe, wat sê, as jy van die Heilige Gees moet aan tale praat. Nee, dis verwarrend, want dis nie die waarheid nie. Dis nie die waarheid nie. Die bewys dat jy met die Gees gaan van God gevul is, dat jy gedoop is met die Heilige Gees, is dat jy iemand lief het sonder voorwaardes. Dis waarom die vrug van die Gees is liefde. Die Bybelvertalers het nie die leestekens gehad daai tyd nie. Maar die vrug van die Gees is liefde en daaruit spruit blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. As ek nie my broer lief het nie, as ek nie die mense om my lief het nie, is dit 'n duidelike bewys, ek ontbreek die werk van Heilige Gees in my. Ek laat hom nie toe om te werk nie. Hy is besluit. Hy het my wederbaar, hy het my 'n nuwe skepsel kom maak, maar ek laat hom nie toe om te werk nie. Ek doen my eie ding. Ek het nodig om soos Paulus te sê, daar in Galasiërs 2:20, ek, Paulus, is met Christus gekruis. Ek, Paulus, leef nie meer, maar Christus leef in my, en die lewe wat ek nou leef ek deur geloof in die Seun van God wat my lief gehad het, en homself in my oorgegee. Dis 'n oorgegewe lewe aan Heilige Gees. Nino het 'n paar boekies geskryf. Een van hulle was The Greatest Salesman in the World. En hy sê in hierdie boekie, hierdie groot verkoopsman, wanneer hy na iemand toe geloop het, dan sê hy vir hom in sy hart, sê al klaar vir homself, ek het hierdie persoon lief. Ek het hierdie persoon lief. Voordat hy begin met sy besigheidstransaksie, ek het hierdie lief. En sy daardeur het sy hele gesindheid anders oorgekom wanneer hy die transaksie doen. Want as ek iemand lief het, gaan ek hom nie bedrieg. Kan ek iemand toe stap? Nog voordat ons enigiets gesels het, om te sê, I love you. Voordat ons verder gesels.
van Heilige Gees. Dit is die bewys dat ek met die Gees van God gevul is. As dit onbeheer, het ek nodig om myself te bevraagteken of ek wel die Gees van God beheer en of ek in beheer is. Sy beste resultate as beste verkoopsman was omdat hy in liefde besluit het om te funksioneer. Dit is wat die wêreld nodig het. Dis wat hierdie wêreld van ons nodig het. Nie die politici nie, nie optogte nie, nie maniere en plakate nie. Maar die krag van God se Gees wat deur gelowiges werk. En sy stille, is nie die krag van geweld nie, maar deur my Gees, sê die Here, deur sy Gees, wat in en deur ons. En die rest volg. Die blydskap, die vrede, langmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagtheid, selfbeheersing volg. Dan daaruit. Heilige Gees gee die gawes. Hy weer met die Gees gedoop het. Die Gees gedoop is, gee hy ook 'n gawe aan elkeen. Dit is 'n geskenk wat hy gee. Hy gee. As ons Romeine 12 en 1 Korintiërs 12 en Efesiërs 4 lees, dan sien ons die gawes wat Heilige Gees gee. Heilige Gees verander nie die mens se persoonlikheid nie, maar hy rus jou toe vir bediening. Hy red jou nie net om gereed te wees vir die hemel nie, maar hy red jou en hy gee jou 'n gawe om te gebruik in God se koninkryk. 1 Korintiërs 12, kom ek lees daar vir jou. Dat is 3 goed wat Paulus hier so noem in hierdie 1 Korintiërs 12 brief. Baie belangrik is vir ons. En wat die geestelike gawes betref, wil ek nie hê dat julle onkundig moet wees nie. Sien, hy waarsku ons nie onkundig. Ek wil nie hê julle moet onkundig wees oor die gawes nie. Julle weet dat julle heidene was weggevoer na die stomme afgode, net soos julle ook al gelei is. Daarom maak hierdie julle bekend, dat niemand wat die Gees van God spreek, Jesus Christus 'n vervloeking noem nie. En niemand kan sê dat Jesus die Here is nie, behalwe deur die Heilige Gees. Daar is wel verskeidenheid van genadegawes, maar is dieselfde Gees. Daar is verskeidenheid van bedieninge, tog is dit dieselfde Here. En daar is verskeidenheid van verwerkinge, en tog is dit dieselfde God wat alles in almal werk. Vers 7. Maar elkeen word die openbaring van die Gees gegee met die oog op wat nuttig is. Hy gee die gawe op die oog op wat nuttig is vir God se koninkryk. Nie vir my nie. Vir hom, vir sy koninkryk. Vers 8. Want aan die een word die Gees van die woord van wysheid gegee, en die ander woord van kennis van dieselfde Gees. En ander weer die geloof deur dieselfde Gees, en ander weer genadegawe om gesond maak deur dieselfde Gees. En ander werking van kragte, en ander profesie, en ander weer onderskeiding van geeste, en ander weer allerlei tale, en ander uitleg van tale. Maar hierdie dinge werk een en dieselfde Gees, wat elkeen afsonderlik uitdeel soos hy wil. Soos hy wil. Nie lekker. Ek kan nie 'n gawe eis nie. Ek kan nie 'n gawe eis nie. Ek kan ook nie na skool toe gaan om leer om die gawe te gebruik nie. Dis on-Bybels. Weet jy goed? Hy wil nie ons onkundig wees nie. Hy wil nie ons moet, dit wat hy gee is nuttig vir sy kerk. En in die derde plek, hy gee die gawe soos wat hy wil. Ek kan dit nie eis nie. So graag as ek gawe van profesie wil hê, gaan hy dit vir my nie gee nie. So graag die gawe van gesondmaking wil hê, gaan hy dit nie vir my gee nie, want hy weet wat hy wil gebruik deur my en deur jou. Nie almal dieselfde gawes nie. Nie almal dieselfde gawes. Hy gee dit wat nuttig is vir sy kerk. Die regte tyd, die regte plek. Hy gee wysheid, onderskeiding, diensbaarheid, bemoediging, geloof, lering, kragte, wonderwerke, onderskeiding van geeste, evangelisasie, uitleg van tale. Ook Bob Bernie, die man wat vir my help om met die Here uit te kom.
my vertel, hy was eendag op pad, Switserland toe, en hy sit in die vliegtuig langs die rus. En hy begin met die rus praat, die rus verstaan nie 'n woord Engels. Maar hy gesels aan met die rus. Hy gesels. Aan die einde van die vlug na Geneva land, toe was hierdie rus so verbaas, dat Bob met hom in Russies gepraat het. Oh, wow. En hy het hom daar na die Here toe gegaan, want Bob is 'n evangelis. Hy het die gawe van tale gehad, om met hierdie man Russies te praat, so dat dit weet. En die man na die Here toe. En hy het die gawe van uitleg van tale gehad, om te verstaan, wat hierdie Suid-Afrikaner vir hom doen is. Dis presies wat op Pinksterdag gebeur het. Toe die Gees uitgestort was, het hulle almal gehoor in tale wat hulle verstaan. Hi, hoe praat jy ons Aramees? Hoe praat jy oor my taal? Daai praat my taal. En hulle verstaan almal die taal wat gespreek was toe hy die Gees uitgestort. Verstaan ware taal. As ek 'n gawe ontvang, wat ook al mag wees, is die vraag aan myself elke keer, verheerlik ek God daarmee? En is dit tot nut vir sy kerk? Nie my gawe is, ek het hierdie gawe en jy moet my gawe respekteer. 'n geskenk kan weggevat word. Ja. 'n gawe kan jy verloor as jy vir hom nie gebruik nie. Wat is jou gawe? Wat is die vuur? Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Ek het al iets vroeger genoem het. Die Bybel spreek dikwels van vuur, wanneer dit reinigingswerk doen, wanneer dit heilig maak. God se teenwoordigheid en oordeel, alles by die vuur doen. Vuur suiwer goud en silwer, deur onsuiverhede daar uit te haal. Peter skryf al van 1 Petrus 1 vers 6, daarom verheug julle al word julle nou, as dit nodig is, 'n kort tydjie bedroef onder allerlei beproewinge, sodat die beproefdheid van julle geloof, wat kosbaarder is as goud, maar wat vergaan, deur vuur gelouter word, bevindbaar word tot eer en heerlikheid by die openbaarmaking van Jesus Christus. En jou geloof kosbaarder sal gewees as goud of silwer wat gelouter is. Die onsuiverheid is uitgehaal deur die vuur van daar was, wat dit warm gemaak en gesmelt. En so werk God ook in sy kinders. Hy brand weg hoogmoed. Hy brand weg selfverheffing. Hy brand weg sonde. Hy brand weg wêreldsgesindheid. Hy brand weg die geestelike wilheid. Met sy vuur in ons ombrand. Die vuur van God is nie bedoel om sy kinders te vernietig nie. Die vuur van God is bedoel om sy kinders te suiwer, te reinig, skoon te maak, toe te rus. Soms laat God vuur van beproewings toe oor jou. Nie om ons te breek nie, maar om ons bruikbaar te maak. Meer bruikbaar. God laat toe dat ons gesnoei word, sodat ons meer vrugte kan dra. Dis wat Johannes 15 vir ons sê. Ek is die ware wynstok, my Vader is dankbouer. Elke loot wat my nie vrug dra nie, neem my weg. En elke loot wat vrugte dra, die maak hy skoon, sodat meer vrugte kan dra. 'n louteringsproses van die vuur van God se Gees in jou en in my. Ons is onder konstruksie. God is nog nie klaar met ons nie. Hy is besig met ons. Elke dag. En jy gaan deur goed, en jy verstaan dit nie. The way through something is the way out of something. Dis wat Psalm 3 vir ons sê in die Engelse vertaling. Afrikaans vertaal dit nie reg nie. Though I go through the valley of shadow of death, I'll fear no evil. Jy gaan weer. Jy gaan aan die kant uitkom. Maar skoon, rein, meer toegerus. Die gevaar van 'n godsdienst sonder die Gees, jy nou gesê het, selfs die duiwel kan die evangelie preek, maar sonder die Gees. Paulus
Paulus praat van 2 Timoteus 3 vers 5, mense met 'n gedaante van godsaligheid, maar die krag daarvan verloor nie. Praat Christianies. Trek mooi kleertjies aan, gaan kerk toe, naam op 'n registernummers. Maar die gees van God is afwesig. Hy werk nie. En so baie like 'n bull in a china shop, verwoes so ver as wat gaan. Bring skade, maak mense seer. Sê goed wat skade aan. Die wêreld is sat daarvoor. Hele skepping wag met ryke hals en 'n verwagting na die openbaarmaking van God se kinders. Om te lewe soos God se kinders. Die kerk het nie meer aktiwiteite nodig nie. Die kerk het meer die werking van God se gees nodig. Ons kan aktiwiteite hê tot dit by ons oor uitkom. Maar as dit sonder die gees is, dan kan ons maar laat staan as ons net nog 'n sosiale plek. Maar jy wil dit maatskap geld betaal en namens op register. Kan jy sien hoe ernstig het God bedoel? Hy het gesê dat Jesus gaan kom en hy gaan julle met die Heilige Gees en met vuur. Hoe ontvang jy die Heilige Gees? Maar hy vanmôre met jou kom praat deur sy Gees. En hy sagte klop daar in jou hart se lewe, jou lewe met daar. Jy is nog nie daar nie. Jy is nog nie daar nie. En jy nooi hom in. Here Jesus, kom in my lewe. Kom in my lewe deur die Gees. En kom verander my hart. Kom verander my lewe. Maak my vol met U self. Minder van my, meer van U. Kom maak my vol met U self. En dis 'n geloofstap. Jy gaan nie sertifikaat in die hemel kry wat jy sê jy is nou gevolg met die Gees. Jy gaan weet dat jy weet dat jy weet. My Gees stem saam met sy Gees, dat ek 'n kind van God is. Dis harmonie. En gehoorsaam aan hom. Jou gawe gegee, gebruik jou gawe. Nie wag vir 'n geleentheid nie. Gebruik jou gawe. Gaan doen dit net. Tot sy heerlikheid. Nie vir jou om 'n klop op die skouer te kry, iewers 'n gebou te kry met jou naam daarop. Doen dit nie. Wees dit gehoorsaam. Dit is 'n daaglikse proses wat hulle gaan. Daagliks. Ons sterf daagliks na die uiterlike mens. Om innerlik vernuwe te word. Wees dit daagliks. As jy nou as nie bewustelike groei na hom is nie, is 'n onbewustelike weggedrywe van hom af. Dit gebeur baie. Onbewustelike weggedrywe. Hier sal jy hom kry as jy weet waar jy was. Skop weer die hond en jy gebeur na die borrel gegryp. Ek kom agter, dan is nie meer reg nie. Dis 'n daaglikse oorgawe. Daagliks. Sterk aan self. Meer van hom, minder van my. Jesus waarsku die volk daar in Matteus 13, hy sê, want hierdie hart van die volk het stomp geword. En met die ore het beswaarlik gehoor. En met hulle oor toegesluit, sodat hulle nie miskien met die oor sou sien, en met die oor sou hoor, en die hart verstaan, en hulle bekeer en ek hulle genees. Beseer het ons lewe. Mense sat vir kerk. Die georganiseerde godsdienst. En ek en jy is die kerk. Ek en jy is die tempel van God se Gees. Maar die georganiseerde strukture het al soveel skade aangerig met vleeslikheid. Ek het verstaan waarom die wêreld optree so optree teen die kerk van Jesus Christus. En waarom ons regering met die wat is dit CL, wat ek wel die raadse naam is vir die kerk en wil regeer. En as ons inkom met snaaks nie. En die vlees
gees nie, die gees nie. Nie in God se gees nie. 'n gees, maar nie God se gees. Daarom jou vraag vanmôre. Wil jy jouself opnuut weer beskikbaar maak, as die Here kom asseblief, met opnuut weer, maak my nie weer vol met die nie my voorwaardes van die Here Jesus, soos dit nie word. Maak my vol met die rus my toe, vir wat ook al ek moet doen, en ek moet tot eerlijkheid van die naam. Tot bid vir jou. Jesus, jy het gekom om te doen wat jy moes doen. En het 'n volmaakte werk gedoen. Nie al gewerk nie, dit is volmaak gewees. En as die mens om ons onvolmaak is, dan beteken dit ons is nog 'n bietjie van myself en 'n bietjie van dit, 'n bietjie van daai. Is nog nie 'n volle oorgawe gewees aan U nie. Wil U nie kom opnuut in hierdie môre harte oortuig van waar ons met U staan. Elke keer die so sit. Oortuig vir ons, Jesus. Kom doen wat U wil doen en moet doen, sodat U naam verheerlik sal word. God se koninkryk baat van daarbey. En ander wat 'n valse beeld gehad het, sal draai na U toe. Dankie, Jesus.